Hallo graad 4's. Welkom. Is julle reg om julle aardrykskunde brein 'n bietjie te oefen? Ons gaan vandag 'n vinnige vasvraag doen, net om seker te maak julle is vuurwarm vir daai eksamen. So sit jou dinkhoed op en kom ons spring sommer dadelik weg. OK, ek hoop jy's reg vir 'n klein aardrykskunde uitdaging. Ons gaan so 'n paar superbelangrike kaartwerk vrae takel. Maar hey, moenie stres nie, ons doen dit stap vir stap saam. So, as jy gereed, kom ons begin. Alright, hier gaan ons. Ronde 1. Hier fokus ons op prente en planne. Dis eintlik maar net 'n fancy manier om te sê ons gaan kyk hoe goed ons dinge van verskillende kante af kan sien. Reg vir heel eerste vraag? Hier kom hy. OK, vraag nommer 1. Wat is 'n sy-aansig? Dink gou daaroor. Stel jouself voor jy staan reg langs 'n motor. Wat presies sien jy dan? OK, het jy antwoord in jou kop? En die antwoord is: dis presies wat jy sien as jy van die kant af na iets kyk. Ja, die naam sê dit eintlik vir ons, né? Sien, dis glad nie so moeilik nie. Kom ons kyk na die volgende een. OK, great. So as ons nou daai selfde idee vat, sê nou ons kyk van die kant af na 'n groot gebou. Wat presies wys daardie sy-aansig vir ons? Watter tipe inligting kan ons daaruit kry? Dit wys vir ons die styl en die buitekant van die gebou. Met ander woorde, jy sien presies hoe die gebou van buite lyk. Die soort vensters, die kleur van die mure, die deure, somme die hele look en feel. Reg, pyk gedoen. OK, kom ons hardloop gou deur die laaste paar in hierdie ronde. Eerste een, wat is 'n planaansig? Dink aan 'n arend wat hoog in die lug vlieg en afkyk. Dis presies dit. Dis wat jy sien wanneer jy van bo af na iets kyk. Partykeer noem ons dit ook 'n ligaansig. Volgende, wat is 'n kaart dan? Wel, 'n kaart is basies 'n tekening van 'n plek, ook gesien, het geraai, van bo af. En laastens, wat wys 'n kaart vir ons? Dis superbelangrik, want dit wys die grootte, die vorm en natuurlik die posisie van dinge. Awesome, jy het ronde 1 kaf gedraf. Wow, julle doen fantasties. Reg, kom ons duik in 'n ronde 2 in. Simbole en sleutels. Dink hieraan as die geheime kode van kaarte. Elke kaart het sy eie taal en ons gaan jou leer hoe om dit te lees. Kom ons kyk of ons hierdie kode kan kraak. OK, kom ons kyk na 2 superbelangrike goed wat jy op amper elke kaart sal kry. Eerste vraag, wat is simbole op 'n kaart? Wel, dis daai klein prentjies, letters of selfs kleure wat vir ons wys waar goed is. Soos 'n klein tentjie kan 'n kampterrein aandui. Maar hoe weet ons daai tentjie beteken 'n kampterrein en nie 'n sirkus nie? Dis waar die volgende vraag inkom. Wat is die sleutel? Die sleutel of legende is daai blokkie op die kaart wat soos 'n woordeboek werk. Dis 'n lys wat vir ons die betekenis van elke simbool gee. Sonder die sleutel is die kaart maar net 'n klomp raaisels. OK, hier kom 'n baie belangrike een. Hierdie een is amper altyd in die eksamen, so spits jou ore. Kan jy die 2 groot oseane noem wat om Suid-Afrika lê? En daar's hulle. Dis natuurlik die Atlantiese Oseaan en die Indiese Oseaan. Maak seker jy ken hierdie 2 se name so goed soos jou eie naam. Lekker. Nou, kom ons maak dit 'n bietjie moeiliker. Net 'n klein bietjie. Ons weet nou daar's 2 oseane. Watter een van hulle is aan Suid-Afrika se Weskus? Dink aan die kant waar Kaapstad is. Dis die koue Atlantiese Oseaan. Ja, en hier sou oulike wenk om dit te onthou. Was jy al ooit in die see by die Kaap? Dis yskoud. En die see by Durban, lekker warm. Daai koue water kom van die Atlantiese Oseaan af. Sien, maklik om te onthou. Mooi so. Julle is op 'n rol. Ons is by die laaste ronde. Ronde 3, roesterpret. Roesters is soos 'n GPS vir jou kaart. Dit help ons om presies tot op die millimeter te sien waar iets is. Kom ons maak seker ons weet presies hoe dit werk. Reg, die laaste paar vrae. Kom ons maak dit klaar. Eerstens, wat is 'n rooster? Dis eenvoudig net daai patroon van lyne wat op en af en dwars oor mekaar loop om 'n klomp vierkante te maak. Dink aan 'n wiskundeboek se bladsy. Volgende, wat help 'n rooster verwysing ons doen? Soos ons gesê het, dit is die kaart se GPS. Dit help ons om presiese plekke op die kaart te kry. En nou, die goue reël, die een ding wat jy nooit moet vergeet nie. Wat word altyd eerste geskryf in 'n roosterverwysing? Soos byvoorbeeld A3? Onthou, eers stap jy in die gang af, dan gaan jy by die kamer in. Jy soek eers die letter, dan die syfer. So altyd die letter eerste. Het jy dit? En dis dit. Jy het dit gemaak. Jy is deur al die vrae. Wow, jy het so goed gedoen. Ek is doodseker jy voel nou baie beter en meer reg vir jou kaartwerk in die eksamen. Mooi so, jy is amptelik 'n kaartwerkkampioen.
Jy het al die vraagkaf gedraf en nou is jy meer as reg vir jou eksamen. Gaan stap in daai eksamenkamer in, vat 'n diep asem en wys hulle wat jy weet. Jy ken hierdie werk. Baie sterkte.